Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, nee man, ek is so opgewonde, dis naweek, nee, opgewonde, Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie, halleluja, my naam, Dani Gerber, en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier, rondom God se woord, en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor my en jou besittings. Nou ja, ek en jy kan al sê, dat weet jy wat, ek het baie goed al gedoen in die lewe, en ek het baie goed bereik, en dit wat ek het ek hard voor gewerk, ek het dit met my eie geld gekoop, ek het lank gespaar daarvoor, maar baie keer met hom maar beklei om te kry wat jy wil hê in die lewe. So, ek kyk na my goed, ek is nogal besorgd oor my besittings, want dis myne. En dan kry jy mense wat, daar's mos 'n woord wat hulle gebruik, hoorders, nee, is hierdie mense wat hulle kan opgaar, mense, hulle gaar goedes op, en hulle het goed gekry, toe hy 'n klein seentjie was, en hy's nou al 50 jaar oud, en 50 jaar plus al oud, en hy het nog steeds daai dingetjie, want kyk, hulle gaar net op, en op die einde van die dag is dit nogal 'n groot probleem, en ek lees 'n gedeelte van iemand, en hy sê hierso, pas op, dat wat jy besit, jou nie besit nie, en dit is so gevaarlik, want hy is so vasgevang in jou besittings, dat dit is myne, en moenie naby dit kom nie, en weet, jy is so vasgevang, jou besittings besit jou eintlik, en ou moet so pas op daarvoor, en ons baie kere sê ons dit, en ons het dit al gehoor, dat die dag, as jy tot sterwe kom, met niks het jy in hierdie wêreld gekom, en met niks gaan jy hier uit nie, daar's nie 'n venter trailer agter aan die lijkswaan nie, om al jou besittings saam te vat nie, jy het alleen hier ingekom, jy gaan alleen hier so uit, maar weet jy wat is vir my en vir jou regtig waar belangrik? Ons besittings wat ons het, of ons siel? Want wat is vir God belangriker? Is jou siel. Jou geesmens is vir die Here baie belangriker. En wat het jy al bymekaar gemaak op hierdie aarde? Jou besittings of siele? Wat kan opgaan na die koninkryk van God toe. Kom ons gaan lees bietjie saam hierso in Markus 8, hierso vers 36 af. Hy sê, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, en aan sy eie siel skade ly? En ongelukkig is dit so, daar's mense wat, hy het die heviese besittings in die wêreld, want hy het gewerk daarvoor, prys die Here, hy het te werk, en hy kon dit besit het en goeders, maar moenie laat jou besittings bo God staan nie. Moenie laat jou besittings vir jou meer belangriker is, as wat jou siel is nie. Want die woord waarsku ons, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, en aan sy eie siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want baie mense het ons al gesien, dat hy het alles in die wêreld, en hy's regtig baie ryk, en dan word hy ewe skielik siek. Dan wil hy met sy geld, wil hy sy lewe weer koop, en hy wil dit verleng en goed is. Geen geld in hierdie wêreld kan maak dat jy vir nog 100 jaar gaan lewe nie. So jy kan hoe ryk wees, jy kan alles besit en goed is, maar as jou siel skade ly, dan sit ons met 'n probleem. So kom ek en jy vra vir die Here om ons te help, dat dit 'n sielelas vir ons baie belangrik sal wees, dat ons sal bekommerd wees oor siele, want dis waarvoor die Here ons geroep het, nie net vir ons nie, vir jou ook, jy is deel van die ons, want die woord sê, gaan en gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle, leer hulle. So wat moet ek en jy doen? Laat daai ou maar sy eie storie uitkrap, hy moet maar self regkom en goeders. Dit is nie waarvoor die Here ons geroep het nie. Bid vir mekaar, lei mekaar, want daar is 'n siel. So kom ons raak betrokke by siele, en ons maak seker dat siele nie tot verlore gaan nie. Amen, kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, vandag het ons so 'n bietjie besittings in ons lewens, wat ons so aan vashou, Here, want dit maak vir ons so, dat ek het iets in die lewe, ek het iets bereik, maar Here, wat het ons al bereik vir U, as dit kom by siele? Ek bid, Here, dat U vir ons die leiding sal gee, dat U vir ons die woorde sal gee, dat U vir ons die insig en die kennis sal gee, Here, om siele by mekaar te maak, en laat ons nie 'n horde sal wees,
met wêreldse goed nie, Here, maar laat ons 'n holder sal wees van siele vir die koninkryk van God. Lei ons is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus en laat ons kan siele bymekaar kry vir die koninkryk van Jesus. Geseënde naweek. God bless.